skrywer, die verrassing vir hierdie webinar. Gee dit nog so 'n minuut. Ek gaan dat Ena, as jy daar is, as jy net, as hy daar kom die raai in. Ena, as jy vir my 'n aanduiding kan gee wanneer almal in is, dan sal ek amptelik die webinar begin. Ons hallo Estel, Annetjie, dankie vir julle raaie. Klein William, lekker. Ek's in Johannesburg, pragtige sonskyn dag hierso. Ek gaan nie raai nie, want ek weet die antwoord. Paar lekker raaie sover. Christine, Jaco, Fani, Eileen. Sy. Dit raak nou lekker opwindend, om te sien wie gaan reg wees. Daar's hy. Ena het my laat weet, ons kan begin, ons kan wegspring. As julle nog nie julle raaie gegee het nie, ons skryf dit solank in die chatbox. Ek wil vir julle baie welkom heet. Ek is Hannes Barnard en dit is vir my groot voorreg om hierdie webinar aan die gang te kry. Dit is vandag 'n geleentheid om te kyk na kampioenboeke vir jou klaskamer. Wat wil jy volgende jaar in jou klaskamer gebruik? So dis boeke wat jou kan help in die klaskamer en boeke wat beide jy en die leerders baie gaan geniet om te lees. Dit is ook dan 'n voorreg om ons twee aanbieders vir julle bekend te stel. Dit is Renet Symington en Jaconet van Dijk. Hulle is van die Lapa en Penguin skole afdeling en hulle het baie kennis oor al hierdie boeke en hulle kan nie wag om vir julle te vertel presies hoekom hierdie boeke ideaal is vir jou klaskamer nie. So sonder om verder jou tyd te mors met my geklets, gee ek oor aan Renet. Baie dankie julle. Goeiemiddag julle. Ek gaan binnekort my kamera afsit. Ek wil net eers vir almal hallo sê dat julle daarom kan sien met wie julle gesels, want ek weet as 'n ander persoon gesels dan wys ons skermpie nie altyd nie. So ons spring sommer dadelik weg. En as enige vir my jy kan opsit. So voor ons vandag nou na al ons wonderlike opsies vir boeke kyk, moet ons eers net begin deur te sê 'n boeke is nie 'n one size fits all nie. So as jy 'n boek wil kies vir jou klaskamer, moet jy net eers seker maak dat hierdie boek die ideale boek is vir jou klaskamer. Soos wat jy nou op die skerm kan sien, daar is nie 'n regte besluit nie. Daar is nie 'n boek wat vir almal gaan werk nie. Soos ek sê, daar's nie 'n one size fits all nie, maar daar is 'n klomp faktore saam, 'n mengsel van faktore wat die ideale boek maak. En voor jy besluit op jou ideale klasleesboek, moet jy kyk na goed soos die demografie van jou klaskamer, die ligging van jou skool en ook jou klasse vermoëns. En dan 'n volgende handige wenk wat ons altyd gee is, kyk en lees 'n stukkie vir jou klas voor en kyk hoe hulle reageer op daai stukkie wat jy voorlees, om hulle gevoel te toets teenoor die boek. So, vra ook jou kinders se opinie oor of hulle gaan belangstel in 'n boek, of dit die boek is wat hulle van sal hou, en dan kyk jy wat hulle sê en kyk hulle terugvoer. 'n Derde wenk is gesels met onnies uit ander skole om jou te help met jou keuse. So, kyk wat doen skole in jou nabye omgewing, kyk of hulle kinders goed reageer op die boek, en dan weet jy, miskien is dit ook 'n goeie opsie vir jou. Dan 'n volgende ding waarna jy kan kyk is daar ondersteuningsmateriaal vir hierdie boek beskikbaar? Ons almal weet, onderwysers se tyd is verskriklik beperk. Ons het min tyd in die dag om vraestelle en goetertjies op te stel. So is daar ondersteuningsmateriaal beskikbaar om jou te help om hierdie boek te onderrig. En dan, ons sê altyd, julle is baie welkom om vir ons te vra, gee vir ons 'n paar voorstelle, gee vir ons 'n paar idees, noem vir ons 'n paar titels, en ons doen dit met graagte, maar die beste manier vir jou om te bepaal of die boek die ideale boek is vir jou klaskamer, of dit jou wenner is om self die boek te vat en om te lees. Maak asseblief seker dat dit iets is waarby jou kinders gaan aanklank vind, dat dit iets is wat jou kinders gaan geniet, en ook iets wat jy van gaan hou om te onderrig. So, ongeag wat ons almal voorstel, die keuse lê op die ouend by jou. OK, ons kan aangaan. Dan die heel eerste boek, waarmee ons nou sommer wegspring, en dit is een van my heel gunsteling boeke, een van ons beste klaskamer ondersteuningsmiddels,
is ons vrae en antwoorde reeks. Ons het hom van graad 4 tot 7, graad 7 tot 9 en graad 10 tot 12. Dis die ideale boek vir onderwysers en vir ouers, want ek dink almal wat al ooit in hulle lewe 'n vraestel moes opstel, sal weet die moeilikste ding in die wêreld is om tekste te kry, goeie tekste, lekker tekste om 'n vraestel mee op te stel. En hier los ons die probleem vir jou op. So in hierdie boek is daar meer as 50 tekste van 'n verskillende afdelings soos begripstoetse, visuele tekste, luistertoetse, opsommings en die boeke se fokus is op kritiese taalbewustheid wat mos nou die nuwe gonswoord is. So dit is ook nie net vir onderwysers nie. Ouers kan ook hierdie boek vir hulle kinders aankoop en dit is uitstekend vir beide addisionele taal en verhuistaal. Albei word in ag geneem. En ook hierdie boek is die eerste van sy soort en die tekste aan die binnekant kom uit reeds gepubliseerde boeke soos byvoorbeeld Idees vol vrees. Dan die skrywers en die samestellers van hierdie boek is mense wat kenners is op hulle vakgebied. Dit is onderwysers wat self ook in die klaskamer staan en jare se ervaring het, so jy kan weet dat die werk in die binnekant van goeie gehalte is. En soos ons sê, dit kan gebruik word vir huistaal en vir addisionele taal en dit volg ook die KABV assesseringsriglyne. So dit is 'n staatmaker in jou klaskamer. Okay, volgende. Daar sê, hallo julle, ek wil nou net voor ek my kamera afskakel ook vir julle net welkom sê hierso. Ek is verskriklik opgewonde oor al die boeke wat ons vandag vir julle van gaan vertel. Ons is bederf met een van die lekkerste werke waar dit deel van ons dagtaak is om boeke te lees, stories te lees en dan dit te deel met onderwysers, ouers en leerders. So die boek wat ek julle eers gaan bekendstel aan, baie van julle is dalk reeds bekend daarmee, Kom en Pas met Afrikaans. So ons het 'n huistaal een en dan is daar een vir eerste addisionele taal. Hierdie boeke is geskik vir graad 4 tot graad 7. So die twee kleurvolle en gebruikersvriendelike handleidings is vir Afrikaans huistaal en eerste addisionele taal vir graad 4 tot 7 soos ek gesê het. Die handleiding som die teorie van taalleer sowel as literêre begrippe vir die laerskoolleerders op. Wenke in die benadering van leesvaardighede word ook gegee. En dan die boek is opgedeel in 3 afdelings, A, B en C, waar A dan opsommings bevat van die verskillende afdelings van taalleer. Elke aspek van die taalleer vorm 'n eenheid. En dan daardie oranje gedeelte, afdeling B, bestaan uit wenke wat tydens die beantwoording van begripstoetse en visuele geletterdheidsoefeninge toegepas kan word. En dan die blou ene C is 'n opsomming van die letterkundige en poëtiese aspekte wat as naslaanbron gebruik kan word. Daar's oulike wenke wat die leerders help om sekere reëls maklik te onthou. Dan is daar notablokkies waar hulle addisionele notas van kan maak. Die handleiding is 'n gemaklike grootte en is lig genoeg om daagliks skool toe te bring. Nou ons almal weet daai skooltasse kan baie swaar raak, so hoe ligter ons hierdie boeke kan maak, hoe beter. Dan is daar stapsgewys verduidelikings wat ook vir ouers help om hulle kinders te help. Die uitleg is maklik om te leer. Die aspekte van die taalleer volg op mekaar en belangrik, daar's duidelike progressie van graad 4 tot graad 7. En die verskillende kleurkolomme maak die leerwerk maklik en aantreklik. Hierdie boek word dus eenmalig aangekoop in graad 4 en dan gebruik ons hom in graad 5, 6 en 7 ook. Dis 'n lekker A4 grootte boek, 144 bladsye dik. So dan Kom en Pas met Afrikaans. Soos ek sê, baie van julle is reeds bekend met hierdie boek. Ons het vir hom 'n nuwe baadjie aangetrek. So dit is, as jy reeds in jou klas gebruik, ons het hom net 'n bietjie afgestof. As jy wil aankoop of optop, dan die leerders wat nog die vorige boek gebruik gaan nie uitmis nie. Daar, soos ek sê, is 'n paar klein veranderingkies gemaak, maar dit is absoluut geen probleem as jy beide van hierdie in jou klas gebruik nie. Goed, dan kan ons aangaan. Die volgende lekker boek is ons klasgids. Nou, dit is basies dieselfde konsep as die vrae en antwoorde. Net so klein bietjie anders. En ene was so oulik, sy het omtrent op al die skyfies vir ons 'n QR-kode opgesit wat 'n mens kan skandeer om 'n bietjie te gaan kyk. So ek dink die meeste Afrikaans onderwysers ken op hierdie stadium al die klasgids, want hy bestaan al vir 58 jaar. So hy sal vir 58 jaar die regterhand van die Afrikaans onderwyser.
En dit is basies 'n vaktydskrif vir enige iemand wat belangstel in enige Afrikaans in die klaskamer van graad 1 tot 7. Was ook ene vir die hoërskool. Maar dit dien as 'n ondersteunende en verrykende materiaal vir onderwysers, vir leerders, mense wat ekstra klasse aanbied, onderwysstudente. Dit hou net waarde in vir almal wat daarmee kan werk. En dan dit het ook tekste vir Afrikaans huistaal en Afrikaans eerste addisionele taal in, so almal kan regtig daarby baat. Dan dit dek ook inhoud wat oor verskillende kurrikulume strek, so ongeag of jy 'n AIB skool is, 'n tuiskool is, 'n KABV skool is, daar's ons materiaal in vir almal. En die rede daarvoor is dat die skrywers van die klasgids is onderwysers en vakadviseurs en kenners wat elke dag met skole en met onderwysers werk. So hulle weet wat is op daai stadium van belang, hulle weet hoe moet vraestelle lyk en hulle weet wat moet die kinders leer. So as jy hierdie tydskrif koop, weet jy dat die inhoud daarvan sal reg wees en dit sal van toepassing wees op jou klas en jy sal ook weet dat dit van hoë standaard is omdat dit ook deur mense in die veld opgestel word. En soos ons sê, hy kom al 58 jaar aan. So jy kan weet dat die toets take, die besprekings van letterkunde, die eksamenvraestelle, die skryf- en mondeling opdragte en die taaloefeninge daarin is goed wat jy in jou klas sal kan gebruik en jy sal dit kan gebruik vir eksamenvoorbereiding of selfs die tekste weer gebruik jare later om jou vraestelle vanaf op te stel. Dan kan ons aangaan. Dis is weer ek, die ABC van gedigte deur Liesel Nel en Rolien Viljoen. Nou kyk, ek gaan vandag op my tong moet byt, want met elke skyfie moet ek myself keer om nie te sê, hierdie is 'n lekker boek nie. Maar dis die eerste keer, so ek gaan dit nou sê, hierdie is 'n lekker boek. Luister gaan na hierdie vraag, klink dit vir jou bekend? Hoe moet jy 'n gedig in die klas aanbied? Hoe leer jy gedigte terme vir die leerders en wat is die regte terme? Ek het gedigte vir 3 grade nodig, waar kry ek dit? Of hoe moet ek leerders vir die Eisteddfort voorberei? Hoe leer ek my leerders om gedigte te skryf? So baie van julle het al hierdie vraag gevra, maar met die ABC van gedigte gaan jy nie 'n antwoord op al die bogenoemde vrae kry nie. Maar jy gaan ook sien hoe om 'n gedig te analiseer, hoe om tematies met gedigte te werk, hoe om gedigte met ander vakke te inkorporeer, hoe die verskillende digvorme lyk en die belangrikste, hoe om dit alles speel te doen, want gedigte is pret. Daar selfs 'n paar gedigte wat vir kore getoonset is. Die skrywer, Liesel Nel, hou vir die afgelope 23 jaar tussen die Kaap en Taiwan skool en die jaarlikse aanvraag na nuwe en vars gedigte vir Eisteddfort in Suid-Afrika het ook gemaak dat sy al meer gedigte begin skryf het, wat dan natuurlik vandag 'n bekende naam en afrigter in die Eisteddfort kringe maak. Dit is vir haar baie belangrik dat gedigte pret moet wees en as jy al baie gedigte gelees het, dan sal jy saamstem dat gedigte pret is. Nou, julle sal vra, wat maak hierdie boek anders? Wel, dis 'n alles in een boek, oor alles wat jy van gedigte wil weet en moet weet, en wat jy nodig het om dit speel in die klas aan te bied. Daar is ook gedigte van graad 3 tot graad 7, met 'n klomp onderwerpe soos tegnologie, familie, die natuur, vriende, kos, diere, die lys hou net aan. Dan is daar QR-kodes waar die gedigte deur die digter voorgedra word, en soos ek gesê het, getoonsette gedigte vir kore, of net sommer vir die lekker saamsing in die klas. Hy is ook 'n A4 grootte, 80 bladsye, volkleur, sagte band, en absoluut 'n moed vir elke klas. Dankie Ina, ons kan aangaan. Hierdie is een waaroor ek baie passievol voel, aangesien ek ook debat afgerig het vir baie jare, en ek dink dis 'n verskriklike oulike gids. So dames en here is jou een-stop gids vir alles oor redenaars, spanredenaars, debat en enige ander toespraak en sommer net oor die algemeen kommunikasie. Dit is saamgestel deur Dr. Elbie Adendorf, Lucinda de Jager en Elise Steenkamp, en ek dink die meeste van ons wat al op een of ander tyd of plek betrokke was by debat of redenaars, het ten minste al een van hulle raak geloop. So, soos ek gesê het, dis regtig 'n een-stop gids. Dis 'n boek wat jou onder andere gaan help met die hoe en die wat van redenaars, ongeag of dit nou individueel of spanredenaars is, debatte, al die verskillende soorte, en ons het deesdae nogal lekker baie debatkompetisies. Toesprake van bedankings, motiveringstoesprake, dit help jou om onderwerpontleding te doen, om 'n toespraak saam te stel, hoe om hom mooi te lewer en aan te bied,
En dan kyk dit ook na die reëls en die beoordeling van die redenaars in debatkompetisies in ons land. So dit is 'n bietjie van 'n samevatting van alles. Ek dink dit is verskriklik handig en dan staan ook natuurlik die beoordeelstate in, waarna jy kan gaan kyk wanneer jy jou debat en redenaars afrig. Daar's ook wenke van streeksbeoordelaars en ander gesoute afrigters reg oor Suid-Afrika. So jy kry 'n stukkie wenke van almal van oral oor. En dan is daar ook vir jou wenke hoe om 'n debat of redenaarskompetisie te reël. En dan die laaste en eintlik die beste is, daar's ook 'n QR-kode wat jou toegang gee tot wen-toesprake. So as jy graag vir jou kinders 'n toespraak in die klas wou speel om hulle bewus te maak van wat is wat, dan kan jy net die QR-kode scan en dan kom hierdie toespraak op en jou kinders kan daarna luister. Dit is natuurlik eerste in sy soort en ons definitief 'n groot mark daarvoor en ek sien baie uit om te kyk wat kan ons alles met hierdie boek doen. Volgende. Goed, nou gesels ons oor topboeke vir jou 2025 klaskamer. Kom ons begin. Ena, jy kan vir ons aangaan. Goed, en as jy by Lapa of by Penguin werk, dan is jy baie gewoond aan die idee dat daar 'n olifant in die vertrek is. Ons is glad nie bang om oor ons olifant te praat nie. Julle almal ken dalk al vir Tippie, ons geliefde olifant, ons beginner leesreeks. Tippie bestaan uit verskillende vlakke. Daar is 10 boekies in elke vlak beskikbaar. Die eerste 3 vlakke, vlak R1 en 2, het ook groot boeke beskikbaar, die big books, wat ook dien as die onderwysers se hulpmiddel. Maar vandag praat ons spesifiek oor vlak 6. Vlak 6 het so kort rukkie gelede uitgekom, die heel nuutste toevoeging en ons is baie opgewonde oor hom. Die stories in die Leer My leesreeks is uniek, dis modern en prettig. Die illustrasies ondersteun die teks, maar is meer abstrakt en die perfekte oorbrugging tussen die grondslag en die intermediêre fase. So daarmee saam wil ek sê, hierdie is baie lekker vir jou graad 4's. Dit is op die idee van 'n grafiese roman geskryf. Vlak 6 se stories fokus op langer sinne, langer paragrawe en 'n moderne uitleg om te lees en taalvaardighede te konsolideer en hoër orde denke te stimuleer. Tippie stel die leser bekend aan nuwe woordeskat, asook reg tradisionele Suid-Afrikaanse uitdrukkings binne die konteks van elke storie. Dan in vlak 6 is daar ook, soos in die vorige vlakke, boek 1 tot 10, wat progressief op mekaar volg, en dan lekkere onderwerpe, onder andere Tippie leer sokkie. So ja, ons olifantjie dans ook nou al. Dan is daar soos Tippie en die maanlanding, wat lekker oor die ruimte en dinge, lekker temas daarso het. So dan die 6 boeke wat op mekaar, die 10 boeke wat op mekaar volg in vlak 6. Agter in die boekie is daar heerlike aktiwiteite vir die leerders om te doen. Oefeninge, taaloefeninge, leesoefeninge, so sommer alles in elke boekie. Dan hier aan die regterkant sien julle is 'n QR-kode. Julle kan dit gerus skandeer, dan sal dit neem na die Tippie katalogus waar ons 'n groot uiteensetting van al die verskillende Tippie produkte en die vlakke wat beskikbaar is uiteensit. Dankie Ena. Okay, volgende is dit Magriet se reeks deur Melanie Tyd. Dit is gebaseer op 'n regte meisie en haar hoender. Hulle woon in die Parel en dis verskriklik oulik. So daar's 4 boekies in die reeks en agter in elke boekie is daar 'n resep. So om net vir julle so min of meer 'n idee te gee waar die boekies gaan. Die een, Magriet se eierbesigheid, gaan oor Nina se ouma en oupa wat kom kuier. Nina is die dogtertjie, Magriet is die hoender. En dan eet hulle verskriklik lekker aan Magriet die hoendertjie se eiers en dan besluit die dogter Nina, maar sy moet nou 'n eierbesigheid begin en die eierbesigheid se naam is Lea Eier, sodat almal van Magriet se heerlike eiers kan proe. En natuurlik is die heel eerste kliënte van hierdie besigheid dan nou ouma en oupa. En agter in hierdie boekie is 'n oulike omeletresep. En dan die volgende enetjie wat gaan oor Magriet hou konsert. Daar wil Nina en Magriet 'n konsert hou, maar die hoender se kekkel is weg. Sy het haar kekkel verloor. En dan moet hulle nou allerlei verskillende pogings aanwend om nou haar kekkel terug te kry. So die een gryp die heuning en die ander een kou 'n stuk gemmer en dan moet hulle nou op die ou end navigeer om te kyk of hulle die konsert kan red. En daar's 'n eierbrood resep, soos 'n French toast tipe resep. En dan staan ook gelukkig 'n boekie met 'n seentjie, Magriet en Billy. So Billy is verskriklik opgewonde om Magriet die hoender te ontmoet, maar om een of ander rede hou sy nie baie van hom nie. Sy jaag hom oral rond en op die ou end land hy tot bo in die boom. En dan kom hulle later agter, maar daar was eintlik 'n wurm in Billy se hempsak wat gemaak het dat Magriet hom jaag.
En dan sodra hulle dink alles het nou tot bedaring gekom, sodra hy afklim jaag sy hom weer. En daai rede sal julle nou maar self moet uitvind wanneer julle dit lees. Dit is ideaal vir graad 1 tot 3 lesers. Die illustrasies is verskriklik oulik, soos julle kan sien hier by die uittreksel aan die regterkant. Dis gladde blink bladsye, so as daar 'n druppel water of iets opval, vee hom af en gaan aan. En natuurlik die heerlike praktiese resepte, en ook omdat daar 4 in die reeks is, so dit is baie oulik. Dus kan maar aangaan, dankie. En dit bring ons by Keegan en Samir. Andre Trantral is die skrywer en hy illustreer ook self. So dit is 4 boekies in die reeks Keegan en Samir, die sleutelspeurders, die nuwe vriend, die sokkerfiasko en die strokiesprent kompetisie. Die boekies is so 32 bladsye lank. Dis ook in Engels beskikbaar. Hier aan die regterkant sien julle weer die QR-kode wat geskandeer kan word vir so 'n voorsmaakie van die Engelse boeke. So hier ontmoet ons vir Keegan en Samir. Hulle twee is beste vriende en Samir se tweelingsussie Samia kuier ook gewoonlik saam met hulle. Dan is daar Jenny Lee, dis Keegan se klein sussie, en Keegan se slim en streng ouma. Saam met hierdie vriende hoop heerlike avonture, maar ongelukkig is daar altyd 'n klasboelie en in hierdie geval is sy naam Brent Peterson. Hy is altyd daar in die storie besig om iets te versier. So hierdie reeks is geskryf en geïllustreer deur Andra en dit is perfek vir beginner lesers. Die stories is eenvoudig, dis identifiseerbaar en geskryf met 'n lekker pas wat die leser se aandag sal hou. En nou jy kan vir ons aangaan. Hierso sien julle binne-in, daar's bietjie meer teks op die bladsye, mooi kleurvolle illustrasies van al die karakters. Die lesers lees nou al agter 'n storielyn aan, dis nie net kort sinnetjies op die blad nie. So hierdie is vir beide seuns en meisies. Hulle sal almal die stories geniet. Die stories het elkeen so ietwat van 'n lesie in. Kyk, ons almal weet nou al 'n leerder sien jy op 'n myl aankom as jy vir hulle probeer preek. So hierdie is 'n baie subtiele lesie wat hierin is, maar tog lekker onderwerpe om oor te gesels. Byvoorbeeld in die sleutelspeurders kom die kinders van die skool af en hulle tel 'n bossie sleutels op. En hulle die sleutels na ouma toe neem en sy vir hulle verduidelik van vingerafdrukke. Hoe werk vingerafdrukke? Sommer so 'n morele lesie ook van wat sal jy doen as jy sleutels optel? Sal jy dit gaan teruggee? Hoe voel die persoon wie die sleutels verloor het as hy by sy huis kom en hy kan nie in die huis ingaan nie? So met lekker gesprekspunte en maklike skriftipe daar vir die leerders. Soos ek gesê het, 32 bladsye, is 'n sagte bandboekie en 4 in die reeks. Dankie Ena. Volgende het ons die Vuil Verdie reeks, dis vertaal deur Jaco Jacobs. Daar's 3 stories in elke boekie, dis so ongeveer 96 bladsye en jy kry dit ook in Engels as Dirty Birdie. Nou, omdat daar so baie is, kom ons vat sommer net een boek, ons praat sommer oor Tande, die een wat heel regs op die hoek is. Nou, omdat daar 3 verskillende storieetjies in is, dit is tipiese stories vir die woeliger jonger maatjie en dit bevat temas soos familieverhoudings, vriendskaps en sommer net tipiese kinderkattekwaad. Jy sal nou ook hoor, die ouetjie het 'n manier om homself altyd in een of ander vorm van moeilikheid te kry, omdat hy verskriklik nuuskierig is en ek dink maats van so graad 3 tot 5 sal baie die boekie geniet. So in die eerste storieetjie Tande, Verdie Venter is verskriklik bang vir die tandarts en hy's baie lief vir soetgoed, maar hy's nie baie lief vir tandeborsel nie. So sy ma maak toe nou 'n afspraak by die tandarts vir jou algemene check-up en toe hy nou buite die tandarts waarvoor hy nou al klaar so bang is, se spreekkamer land, toe hoor hy maar die dokter beplan om hom uit te sit. Hy het nou natuurlik half geluister want die dokter het eintlik gepraat van sy hond, maar omdat hy toe nou glo die dokter is uit daarop om hom te vermoor, berom hy toe nou allerlei planne om uit die dokter se spreekkamer uit te ontsnap. En natuurlik is sy suster ook nou nog daar wat hom verskriklik spot dat hy 'n bangbroek is. En die tweede enetjie gaan oor sy gesin wat met die vliegtuig op 'n skoolvakansie gaan. En hy kan onder geen omstandighede stil sit nie. Hy wil verskriklik graag loop en eet en hy wil nie woel. En sy pa haat vlieg, so sy pa is nog verskriklik knorrig ook. En op pad na die badkamer toe sien hy toe 'n lekker rooi knop daar langs die pad wat hy nou weet hy nie moet druk nie, maar hy kan dit nie weerstaan nie. En hy druk toe nou maar die knop en sirenes gaan af en ons lekker chaos in die vliegtuig.
So dis maar net jou tipiese seentjie wat katte kwaad aanvang. Ek dink enige juffrou of enige mamma met woelwaters van daai ouderdom kan daarmee identifiseer en daarbey aanklank vind. Okay, ons kan maar aangaan. Dit was net 'n uittrekseltjie van hoe die binnekant lyk. Daar sê. Baie dankie Renet. Dit is ek wil net almal herinner dat as jy enige vrae het, skryf dit asseblief in die kletsboks. Ons sal ons bes probeer om al die vrae te antwoord aan die einde van die webinar. En dan is dit nou daai groot oomblik. Die vraag wat ek vroeër gevra het en dis nou dit, as ek nou 'n drumroll gehad het, sou ek dit gespeel het, maar ek gaan onthul wie die geheime skrywer is. Dit is een van ons geliefde skrywers, een van die suksesvolste skrywers in Suid-Afrika. En dan wil ek vir Ryan Geldenhuys baie geluk sê, want jy was korrek. So jy wen dus die titel van regraaier van die dag. So baie geluk. En dan wil ek vir julle nou bekendstel aan the one and only, soos hulle in Engels sê, Fanie Viljoen. Baie welkom Fanie. Dit's lekker om jou hier te hê. Hallo Hannes. Laat ek net gou kyk. Kan jy die skerm sien? Ja. Ek moet die video aansit. Dis baie lekker om met julle te praat. Hannes en al die onderwysers. Ek sien in die midde van lekker boektoer in Gauteng, so dis my heerlik om vanmiddag gou hier by julle in te skakel en vir julle vertel van 'n paar boeke. So ons gaan eers vir julle vertel van Axieheld Austin. Die boek is verskriklik gewild onder die kinders. Dit kry veral seuns aan die lees. Daar's so 4 boeke in die reeks. Hy het begin met Operasie Sabotasie. Toe was daar die ene met die haai en die Nag van Grille en Doodskreet van die dinosourusse. So in die laaste boek, die Doodskreet van die dinosourusse, is Axieheld Austin, word gespeel deur 'n ouetjie Ewald Elof in 'n reeks films, en hy en sy beste pel Cardo gaan hier na die midde van Afrika toe om die nuwe Axieheld Austin fliek te verfilm. En op die eerste dag op stel ontmoet hulle nuwe medespelers. Dit is 3 sulke massiewe dinosourusse. Maar dinosourusse het mos nou eintlik uitgesterf, so daar's nie regtig so iets nie. Hierdie dinosourusse is eintlik groot robotte wat met kunsmatige intelligensie werk. En dan gaan daar iets fout met hierdie dinosourusse en hulle begin vir Ewald en sy pel Cardo hier deur die boude in Afrika jaag. En hierdie 2 ouetjies sal alles moet uithaal om te oorleef teen hierdie dinosourusse. So baie aksie en spanning. En ek is nogal skelm as ek hierdie boeke skryf. So elke hoofstukkie in hierdie reeks boeke eindig so op so 'n spannende noot sodat die kinders net wil omblaai en verder lees. Ek kan ook sommer 'n geheim verklap hierso. Daar's 'n laaste boek in die Axieheld Austin reeks gaan volgende jaar verskyn. Sy naam is Redding op die Rooi Planeet. So as ek klaar is met hierdie toer, gaan ek terug huis toe en dan gaan ek aangaan en die illustrasies voltooi vir die reeks. 'n Volgende ene is Ouma Molly. Ek moet daarom ook sê, Axieheld Austin het 'n lekker leesgids, net soos Ouma Molly wat julle nou op die skerm sien. Op die oomblik is daar 2 Ouma Molly boeke en by die skole waar ek kom is dit nou 'n groot gunsteling. Die kinders is regtig mal oor Ouma Molly. Vandag het ons by een van die skole nogal 'n ouma gehad wat ook kom luister het en lyk my sy is ook mal oor Ouma Molly. Sy gaan ook vir Ouma Molly nou lees. So, die reeks begin met Ouma Molly en die Mensvreter. Nou, Ouma Molly bly op Seepertjie Baai. En sy is die grootste moeilikheidmaker op Seepertjie Baai. En dit is moeilik om te glo dat 'n ouma die grootste moeilikheidmaker is. Nou, in hierdie boek gaan ons vir Ouma Molly kry waar sy in die badkamer is. En ek wonder, wat maak sy daar? Nee, sy bad nie, sy is besig om te swem. Want sy het so 'n nuwe swembroek gekry, een met sulke kolletjies en valletjies. En sy moet hom bietjie uittoets, so sy swem borslag en rugslag. Daar's naderhand meer water op die vloer as in die bad. Ek dink dit lyk dalk soos wanneer jong lesertjies as hulle mos bad, dan is daar mos meer water buite die bad as binne die bad. Ouma Molly besef sy kan nou nie lekker haar swembroek in die bad uittoets nie. Sy moet bietjie see toe gaan
om ordentlik uit te toets. So sy laai vir Nina en haar hond Blapsie, Nina is haar kleindogter, laai hulle in die kar, jaag see toe, op pad see toe, ry sy amper omtrent 2 mense om, maar sy gee nie om nie, want sy is mos nou die grootste moeilikheid maker. So by die see aankom, hoor sy vandag, kan jy ook leer om te surf hier by die see, en natuurlik gaan ouma Molly vandag ook leer surf. Maar wat sy nie weet nie is, daar's 'n groot haai los hier in die baai. En ek kan maar net sê, daai arme haai gaan nie weet wat hom tref, want hy en ouma Molly dieselfde brander vang nie. Die tweede boek in ouma Molly reeks is ouma Molly gaan terug skool toe. Nou ouma Molly vind uit dat die kinders van vandag en haar kleindogter Nina leer goed wat sy al lankal vergeet het. So sy moet nou 'n bietjie terug aan skool toe om ook al hierdie goed weer te leer. Maar haar skoolrok pas nou nie meer nie en haar skoolskoene pas beslis nie meer nie. Maar ag wat, ouma Molly trek sommer 'n paar silwer tekkies aan. Maar sy skaars by die skool toe druk daai tekkies haar voete so en sy is bang sy gaan sulke knoptone kry. Sy pluk hulle uit in die klas en haar voete stink verskriklik. Dit stink so erg die juffrou val amper flou daarvoor in die klas. En dit is net hoe ouma Molly se skooldag begin. So hoe gaan dit eindig? Ek kan ook vinnig sê, volgende jaar gaan daar nog 'n ouma Molly boek kom. O, kyk hoe mooi illustrasies. Nina van Seepertjie, hier illustrasies gedoen deur Johan Strauss. Hy is een van ons beste kinderboek illustreerders. Dit is my altyd lekker om saam met hom te werk. Volgende jaar kom daar nog 'n ouma Molly boek. Hy's klaar geskryf. Ek dink Johan is nog besig met die illustrasies. Dit is ouma Molly se verkeerde verjaarsdag. So ek wonder hoe verjaar 'n mens verkeerd. Kyk gerus uit vir ouma Molly se verkeerde verjaarsdag volgende jaar, maar tot dan lees hierdie eerste 2 boekies en skryf sommer die leesgids. 'n Boekie wat my baie na aan die hart lê. Nou ons het die naweek, het ons almal seker die Springbokke sien rugby speel. En die kinders is baie opgewonde daaroor as ek met hulle oor rugby praat. En hulle weet die Springbokke het gewen en hulle weet die Springbokke is die beste rugby span in die wêreld. Maar ek wonder of julle weet dat nie alle Springbokke rugby speel nie. Party Springbokke hou ook baie van lees. En een so Springbok se naam is Springboekie. Nou Springboekie is mal oor lees en hy wil al sy ander vriende oortuig om ook te lees, want dan kan hulle mos nou 'n lekker leeskring begin. Maar sy vriende stel niks belang nie. Hulle wil eerder in 'n moddergat gaan lê of hulle wil wegkruipertjie speel of hulle wil kyk wie se nek is die langste. So Springboekie sê vir sy maatjie Olifie, die olifant, sy moet ook bietjie boeke lees, maar Olifie sê ag nee, sy hou nie van lees nie, dit laat net haar oë brand. En Zula, die zebra, wil ook nie boeke lees nie. Zula sê ek hou nie van lees nie, want ek is net 'n bietjie dom. En Coolio, die kameelperd, sê ook nee, ek wil nie boeke lees nie, want as ek lees, dan sien ek net sulke kolle. Dan sal Zula vir hom sê, maar ag, dalk het jy net in die spieël gekyk, man. So, hoe gaan Springboekie hierdie vriende van hom ooreed om ook boeke te lees? En hoe gaan hulle uit die kake bly van daai vreeslike leeu daar op die skerm, Lemmer? Nou Springboekie is ook beskikbaar in Engels as Springbookeroo, so lees gerus sommer albei boeke as jy kinders het wat bietjie sukkel met Engels of met Afrikaans, lees sommer al 2 boekies saam. Daar's van die pragtige illustrasies, is gemaak deur Elsabie Eberson. Nog 'n boek wat my na in die hart lê. Ek vra by die skole wie van hulle het honde en omtrent al die kinders steek hulle hande op. Nou hierdie boek gaan oor 'n hond, maar dis 'n baie spesiale hondjie. Hugo is mal oor honde. Sy ma werk by 'n diereskuiling en hy help sy ma hierso. Dis sy werk om die hokke skoon te maak en te sorg dat al die hondjies kos kry elke aand. En nog 'n groot taak van hom is om nuwe huise vir hierdie weggooi hondjies te vind. So een aand is Hugo in die diereskuiling en hy wil net die lig afsit. Toe sien hy my daar in die heel agterste hok. Daai hok wat eintlik veronderstel is om leeg te wees, is daar 'n beweging. Hy stap in die gangetjie af. Hy's so 'n bietjie bang want wat sal nou daar in daai hok wees?
Hy sien daar's ietsie wat so 'n blouerige skynsel het. Stap nog 'n bietjie nader. Hy sien maar hierdie ietsie wat so 'n blouerige skynsel het, lyk ook of dit deurskynend kan wees. Dan sien hy daar in die hoekie van hierdie heel laaste hok sit 'n klein spookhondjie en bewe, 'n klein Jack Russell spookhondjie. En die hond se naam is Frikadel. En Frikadel wil ook 'n huis hê. Hy wil ook 'n nuwe baas hê, 'n vir altyd huis. So sal Hugo vir Frikadel 'n nuwe huis kan kry en 'n nuwe baasie kan kry. Hierdie boek is ook beskikbaar in Engels as Meatball the Ghost Dog. En hierdie pragtige illustrasies is ook gedoen deur Johann Strauss. 'n Laaste enetjie vir vandag. Hier het ek net soveel pret gehad. Ek weet nie hoekom dit is nie. Ek sit as ek hierdie boeke skryf, dan sit en lag ek, want as dit my snaaks is, dan weet ek die lesers gaan dit ook geniet. Nou Janie Jonker en haar boetie het elke jaar 'n kompetisie. Hulle kyk wie kan die eerste vuurvliegie van die jaar vang. Nou, vanaand is dit tyd vir hierdie kompetisie. Janie se boetie gaan daar na die hek toe, want hy dink daar het hy 'n paar vuurvliegies al gesien verlede jaar. Janie gaan egter na 'n visdammetjie toe, want laas jaar was daar ook 'n klomp visdammetjies. Sy kom met haar bottel daar aan, en toe sy by die bos daar, by die dammetjie kom, verlig hy omtrent soos 'n kersboom. Hier sien Janie dan 'n pragtige groot vuurvliegie. En sy wil hierdie vuurvliegie in haar bottel opskep, en net toe sy dit wil doen, vlieg hierdie vuurvliegie so die lug op, hy land op haar vinger, en hy byt haar. Nou, vuurvliegies byt ons nie eintlik mense nie, so die enigste vuurvliegie in die hele wêreld wat mense byt toe vir Janie. 2 aande later lê sy in haar bed in die kamer, en dit lyk daarom verskriklik lig hier in haar kamer. Sy kyk, maar haar bedliggie is nie aan nie. Daar kom ook nie 'n lig van die gang af nie, en daar kom ook nie 'n lig van buite deur die venster nie. So hoekom is dit so lig in Janie se kamer? Toe sien sy haar hand. Haar hand gloei in die donker. Sy kyk ook na haar ander hand, hy gloei net so helder in die donker. Sy gooi al die beddegoed van haar af en skrik, want toe sien sy haar hele lyf gloei in die donker. Nou hoe op aarde het dit gebeur? Dit gaan julle uitvind in hierdie boek, Janie Jonker gloei in die donker. En wat gaan sy maak, of wat gaan haar maats maak, as hulle uitvind dat sy in die donker gloei? So, groot pret, julle gaan vreeslik lag vir hierdie meisie. Sy is vol kwinkslae, en sy maak vreeslik planne om te keer dat sy nie meer so in die donker gloei nie. So, Janie Jonker dink ek gaan 'n groot gunsteling wees in elke klaskamer. Dankie, Ena. Dankie Fonnie, as Hannes hier. Ek wil sê baie dankie dat jy uit jou besige skedule vir ons tyd gegee het. Ons weet jy is hard aan die toer by skole in Gauteng. Ons is baie opgewonde oor al hierdie boeke. Daai springboekie is fantastiese boek onder andere, maar al hierdie kan ek aanbeveel. Julle gaan dit almal geniet. En dit julle leerders gaan versot wees daarop. So ek kan dit baie aanbeveel, en dan gaan ek dit nou teruggee aan Renet en Jaconet vir die res van die webinar. Baie dankie. Dankie, Hannes. Daar sê baie dankie Fanny, dit was nou lekker om weer na al hierdie boekies te kyk. So volgende wat ons hier het is 'n Zoom deur Teresa van Balen. So ons kyk nou na graad 4 tot 5 huistaal, moontlik graad 6 en 7 eerste addisionele taal. So in die boek gaan ons op reis saam met Alex en Christian en ons beleef opwindende avonture. Wanneer Alex se ouer neefie Christian sy eerste kar kry, is dit die begin van die twee seuns en die hond Chomper se tydreise. Nou ons is almal baie lief vir honde en wanneer daar 'n hond in 'n storie is, dan weet ons hier gaan lekker dinge gebeur. Hierdie is nie sommer enige kar nie, hoewel hierdie kar het 'n spesiale knoppie wat jou na 'n ander plek laat zoom. Nou in die eerste storie beland Alex, Christian en Chomper op 'n eiland saam met 'n seerower.
Maar hierdie seerower wil nou nie eintlik hierdie eiland met hulle deel nie. So dis waar die dinge begin. En dan in die tweede storie word Alex, Christian en Chomper weer teruggeneem na 'n tyd waar daar dinosourusse is. En die arme Chomper beland in een van die dinosourusse se neste. So hoe gaan Alex en Christian weer vir Chomper red? Hoe gaan hulle hom daar uitkry? Die boek is geskik vir kinders wat begin selfstandig lees. Die stories bevat prettige illustrasies wat die kinders lekker sal laat lag en lekker humor. Die boek is 64 bladsye dik en is in 'n sagte band. So ja, Zoom, avonture op 'n eiland en 'n oerwoud vol dinosourusse. Goed, Ena, dan kan ons aangaan. En dan kom ons by die ware avonture van Adelie en Riley deur Felicia Snyman de Tooy. So daar's die eerste 2 boeke is die Swembadmonster en die Amadidas. Die boek gaan oor Adelie en haar beste maat is 'n Boston Terrier hond met die naam Riley. Riley hou van speel en hy kry gereeld die zoomies. Nou vir julle wat honde het en wat honde ken is wanneer honde die zoomies kry, dis wanneer hulle so wild begin rondhardloop en sirkels deur die huis en op die grasperk en dit is een van Riley se gunsteling goed om te doen. Vir Adelie en Riley is daar geen grense aan die avontuur wat hulle beleef nie. Die agtertuin verander in 'n wêreld waarin daar allerlei monsters en vreemde kreature wegkruip. In die Amadidas speel Adelie en Riley op die klimraam en skielik is hulle omring deur baie bome en bosse. Hulle bevind hulle self in die Amazone. Groot kwaai voëls probeer hulle bykom en Adelie en Riley moet saamwerk om die vreemde voëls af te weer. Mamma en pappa dink die 2 maats speel tog te lekker, maar hoekom bly daar groot blertse op die klimraam agter? En in die Swembadmonster verander 'n prettige dag in die swembad in 'n avontuur waarin 'n groot seekat vir Adelie en Riley probeer vang. Mamma en pappa dink weer eens die 2 speel daarin baie lekker, maar hoekom is daar 'n stuk slijmerige poot wat agterbly? Nou ek het 'n voeltjie oorvlei dat die volgende 2 boeke gaan in volgende jaar sal hulle verskyning maak, so kyk uit daarvoor. Hierdie boek bevat 'n jong meisie as 'n hoofkarakter met baie ligte elemente van fantasie. Daar's ook 'n studiegids, 'n leesgids beskikbaar. Hier kan julle sien aan die regterkant is 'n uittreksel uit die leesgids. Daarso is mooi kleurvolle illustrasies aan die linkerkant, so julle kan sien. En ja, met 72 bladsye is hierdie boek net die regte dikte vir hierdie ouderdomsgroep. Ook 'n sagte bandboekie en hulle kom 2 op 'n slag kom hulle uit. Dankie Ena. Volgende het ons vir Lukas Bou Superkar. Dit het 'n verskriklike oulike voorblad, as jy dit in die lig hou dan is dit so bietjie blink. En dit het ook 'n boelie tema en dit fokus op vriendskap en kreatiwiteit. En dit is ideaal vir ek sal eintlik sê van graad 3 regdeur tot as jy addisionele tale soos wat op die skyfies het tot graad 7 en daar is 'n baie oulike leesgids beskikbaar. Nou Lukas Bou Superkar gaan oor Lukas glo hy kan beter blokkies bou as enige ander 9-jarige wat hy ken, al moet hy dit nou self sê. En dis vir hom so lekker, hy kan dit ure aan een doen en hy bou op sy lekkerste vroeg in die oggend wanneer dit stil en rustig is. En sy ouers eintlik nog vol slaap, so hy's eintlik 'n bietjie lastig vir hulle. Maar hy bou dan 'n asemrowende superkar en hy wens hy kan hierdie blokkie superkar na sy beste maat Arrie toe ry, sodat hulle 2 saam sy handewerk kan bewonder, veral as die son nou so inskyn by sy venster en so mooi blink op hierdie kar wat hy gebou het. En toe hy nou nog so sit in sy kar bewonder, toe hoor hy skielik 'n vrrklank van 'n motor-engine in sy kamer. En toe is alles net deurmekaar. Die kamer krimp, Lukas krimp, die kar groei en hy weet net eintlik self nie wat aangaan nie. En toe hy nou later sy vriend Arrie hiervan vertel, weet Arrie nou nie eintlik of hy sy ore kan glo nie, want hierdie hele storie klink dan nou vir hom te dik vir 'n daalder. En Lukas is nie besonder lief vir skool nie, want eerstens onderbreek skool sy bouplanne, wanneer hy nou karretjies en goed wil bou, en tweedens by die skool is daar Bertus. Nou Bertus is 'n nare boelie, en sy gunsteling gemeene streek is om sy voet voor kinders in te druk en hulle te pootjie dat hulle knie nerf afval. En op 'n dag besluit Bertus toe hy gaan Lukas se wiskundeboek in die drom by die skool gooi. En aangesien Lukas nou 'n wonderkar gebou het,
spring hy en vriend Arrie toe nou in hierdie superkar en jaag skool toe om sy wiskundeboek uit die drom uit te gaan red en te verseker sy huiswerk is klaar voor juffrou Roet deur sy boek blaai, want hy is so bietjie bang vir sy wiskunde juffrou. En dit is dit, ons kan maar aangaan. As ek reg onthou, was dit Sarel Seemonster wat destyds gesê het, ek wil dit sê en ek gaan dit sê, maar hierdie is 'n lekker boek. Ek het nog nie iemand ontmoet wat nie van towerponies hou nie. So hierdie ene gaan oor 'n eenhoring. Om na 'n nuwe dorp en 'n nuwe skool te trek is nooit maklik nie, maar vir die skaammeisie Nia is dit nog moeiliker. Dalk is Keisha se verjaarsdagpartytjie tog 'n nuwe begin, veral toe sy sien Keisha hou net so baie soos sy van eenhorings. Terwyl hulle wegkruipertjie speel, ontdek Nia 'n geheime tonnel in die tuin. En deur die tonnel, in die middel van 'n magiese woud, is 'n eenhoring wat vassit in die modder. Sal Nia en Keisha vir Luna die eenhoring kan red en dalk ook maats word in die proses. Lekker vir graad 4 tot 5 huistaal, graad 6 eerste addisionele taal. Ek dink hierdie boek is 'n baie belangrike een. Die skrywer se uitbeelding van sosiale angs in kinders is akkuraat, dis sensitief en is baie relevant vir hierdie ouderdomsgroep. Kinders sal baie met Nia kan identifiseer. Die hoofkarakters is uiteenlopend en het 'n heerlike dinamiek wat prettig is om te lees. Eenhorings is altyd 'n gewilde onderwerp vir kinders in hierdie ouderdomsgroep. Selfs party van die ouer kinders hou ook van eenhorings. Die pragtige illustrasies dra nog meer vreugde by tot die leeservaring. 120 bladsye, sagte band en ongelooflike mooi illustrasies. So ja, temas so sosiale angs word hier aangespreek. En dan bring dit my na Benro se Boomskok, ook deur Felicia Snyman, die Tooi, bietjie ouer leerders, graad 5 tot graad 6 huistaal, jou graad 7 eerste addisionele taalleerders. Daar het Ena vir ons 'n QR-kode ingesit waar jy kan skandeer om die eerste hoofstuk van Benro se Boomskok te lees. Die tema hierso is tydreis en Benro en sy boetie Wayne bly by hulle ouma. Hulle het nie altyd by hulle ouma gebly nie. Hierdie ouma is nie 'n liefdevolle ouma wat koekies bak en drukkies gee nie. Sy is saaklik en formeel en sy steek iets weg. Daarvan is Benro seker. Benro dink gereeld nog aan sy ouers en hoe hulle net skielik verdwyn het. Die polisie sê dat hulle dood is, maar Benro is nie so seker hiervan nie. Deesdae is dinge vir Benro maar baie vreemd. Het Wayne sy broer regtig deur 'n boom in ouma se agterplaas geklim en deur tyd gereis? En wie se eienaardige mense wat aan die deur klop? En het Benro dalk magte waarvan hy nie geweet het nie? Benro is in vir 'n weggolrit van 'n avontuur van tydreis, geheime agente en spesiale magte. Nou wat maak hierdie boek anders? In hierdie ouderdomsgroep is daar min boeke wat gemik is op seuns van 11+ en daarom vul hierdie boek 'n gaping in die mark. Dit bevat relevante temas waarmee jong tieners sal kan identifiseer. En lesers sal die humor en die avontuur in die verhaal vreeslik geniet. Ook 120 bladsye, ook 'n sagte bandboek. En alhoewel dit 'n seuns hoofkarakter het, sal meisies ook hierdie boek baie geniet. Ons weet meisies lees boeke met seunskarakters. Seuns is nie altyd so mal oor boeke met meisiekarakters nie. So hierdie een propvol avontuur, 'n lieflike boek vir beide seuns en dogters. Dankie Ena. Volgende aan die beurt is Wian in die Viking Swaard. En aanvanklik, ek is nie noodwendig 'n groot aanhanger van die Vikings nie, maar toe ek die boek begin lees, toe kan ek hom neersit, want dit is so oulik. Daar's hierdie lekker prettige feite oor Vikings aan die begin. En dis 'n bitter lekker leesboek van graad 5 tot graad 7. Daar's temas soos die Vikings en die manier hoe hulle geveg het en 'n bietjie meer inligting oor hulle. Dit speel af 'n stuk in Frankryk in Parys. En dan ook hierdie avontuur en reis en towerkrag. So dis eintlik 'n verskriklike lekker boek en omdat daar 'n redelike sterk meisie en seuns karakters is, kan dit albei kante toe gaan. So dit vertel die verhaal van Wian Wasserman. Nou hy kom eintlik van Pretoria af. En hy moet nou sy 13de verjaarsdag in 'n jeugherberg in Parys vier en hy is verskriklik mislik daaroor. In sy eie woorde, hy sê dit sak.
want sy ma is in Antarktika besig met werk en sy pa is iewers in Frankryk en nou is hulle oorgelaat aan hierdie ou suurtannie en sy moet nou vir 30 dae na hulle kyk. En Wian het 'n verskriklike groot belangstelling in die Vikings al van graad 7 af toe hulle 'n navorsingstaak moes doen en toe dit begin om sy belangstelling te prikkel en hy het later selfs begin stoei en roei omdat dit hom, terwyl dis Vikingsporte en dit het hom nou geïnteresseer. En die enigste rede hoekom hy enigsins Parys toe gekom het, is oor die Vikingsword in 'n museum wat hy baie graag wil sien, want hy wil eintlik verskriklik graag by sy vriend in Pretoria oorgebly het. En dis verskriklik oulik geskryf, want langs die pad het hulle ook ontdek dat hulle per ongeluk 'n padda ingepak het van 'n plot buite Pretoria, wat in een van die ouetjies se skoene geklim het, en toe hulle nou hulle bagasie uitpak in hierdie jeugherberg, toe duik die padda ook uit. En die ou tannie wat hulle moet kyk is nou nie noodwendig vreeslik vriendelik en gelukkig teenoor paddas nie, so hulle moet nou oral hierdie padda in 'n skoenboks druk en hom saamvat en hom vervoer sonder dat enigiemand agterkom die padda is daar. En hoe meer ons oor hierdie tannie Hester, die tannie wat nou na hulle moet kyk, hoe meer ons oor haar leer, hoe meer kom ons agter sy's nogal eienaardig, behalwe vir die moesie op haar ken met hierdie eensame lang haar wat staan soos 'n antenna wat probeer skyn opvang, is sy ook nogal mislik. Sy's baie streng met hulle. En hulle sien toe later by die Eiffeltoring, sy's besig om met vreemde mans te praat, en toe hulle bietjie in haar kamer krap, ontdek hulle haar paspoort in haar handsak, en eerder as Hester staan daar 'n ander naam op. En toe hulle nou uiteindelik by die museum uitkom om na hierdie Vikingswaard te gaan kyk waarna Wian die hele tyd so uitgesien het, slaan daar 'n enorme weerligstraal. En dit vou soos 'n verblindende lig, soos 'n vuurvlam om Wian en een van die ander ouetjies. En woep, daar is hulle weg en hulle land op 'n Vikingboot in die Seine rivier in die 1800s, toe die Vikings die Parys-eiland aangeval het. En hulle moet op 'n manier tussen hierdie Vikings en oorlog en pyle en byle, moet hulle nou oorleef en hulle weg terugvind. En toe hulle nou uiteindelik weer terug is, in Parys, toe kom hulle agter, maar hierdie tannie Hester is nou glad nie wat sy voorgegee het, sy is nie. En ook, daar is baie geheimde en vreemde stories wat gepaard gaan met die Florijn muntstuk, wat al geslagte lank in Wian se familie is. En dit is al wat ek kan sê, daar's 'n lekker oop einde, so ek dink 'n mens kan dit self 'n bietjie inkleer as jy aan die einde van die boek kom. Dan kan ons maar aangaan. Kyk, volgende het ons vir die Vastbyt 5, die ontvoering, deur Eleanor Lombard. Nou, dit is ook lekker vir so graad 5 tot graad 7 lesers. Daar's temas soos ontvoering, mensenhandel, vriendskap en ook familiedinamika. En ek dink, sommer van die begin af moet 'n mens sê, dis nie net 'n lekker leesverhaal hierdie nie, maar dis ook opvoedkundig en dit maak 'n mens weer bewus van goed soos ontvoering, mensenhandel en hoe om flink te dink wanneer jy in moeilike situasies kom. So, Jaco het 'n tweelingsuster, Carly, so Jaco en Carly is die tweeling in die boek. En hulle het net hulle 13de verjaarsdag gevier, en toe skop Jaco sy verjaarsdag geskenk 'n splinternuwe rugbybal oor hulle knorrige buurman se muur. En natuurlik, soos 'n 13-jarige seun gaan hy moes nou nie sy rugbybal daar los nie. So hy besluit toe hy gaan nou oor die muur klim en hy gaan sy bal in die knorpot se erf gaan haal. En almal sê vir hom, al sy vriende en sy sussie en almal sê vir hom, moet dit nie doen nie. Jy gaan sleg tweede kom. Maar hy besluit toe hy gaan nou wel oor hierdie 2 meter hoë muur klim. En met hierdie oorklimslag om sy bal te gaan haal, sien Jaco toe 'n meisie wat in hierdie knorpot buurman van hulle se erf is. En hy sien toe dit lyk of sy probeer vlug en sy lyk nie of sy gemaklik is nie. Maar voor hy nog tot verhaal kan kom, is daar nog 'n jonger billebak ook daar in die erf wat hom aan sy kraag gryp en hom uit die erf uit smyt. Nog voordat hy kan agterkom wat die meisie vir hom verduidelik. En sy pa dwing hom toe nou om vir die buurman te gaan verskoning vra dat hy oor die muur geklim het, en toe hy die volgende dag nou weer by die buurman kom, toe hoor hy weer elders uit die huis uit skree iemand help. En toe sy nou aangevuur, hy wil nou hierdie saak oplos. En Jaco gaan sê toe vir sy pa, maar sy pa se advokaat, so hy steur hom niks as dit nie harde feite is nie, en hy wil hom toe nou nie help nie. En Jaco klim toe nou weer oor die muur en hy gaan kyk wat gaan aan in die buurman se erf, en toe land hy nou in hierdie knorrige buurman se kloue. Saam met 'n paar ander mense, Lerato, Bella en uiteindelik ook sy sussie Carly, en hulle almal word toe nou aangehou in die buurman se spaarkamer agter slot en grendel. En saam moet die 5 stuks toe nou 'n plan maak voor hulle in Lesotho beland en voor hulle 'n bietjie verkoop of so word. En langs die pad
gaan hulle dan nou deur heelwat avonture en ervarings. OK, ons kan maar aangaan. Kyk, dan die verdwyning van Seamus Smith, nog enetjie van Nerien Alers. Dit is so 'n lekker klasleesboek, so min of meer graad 6 tot 7. Daar's 'n verskriklike oulike onderwysersgids beskikbaar. En dit spreek ook die temas aan soos boeliegedrag, ongehoorsaamheid, om hulpvaardig te wees, ontvoering ook, en vaderlose huishoudings, finansiële probleme en dan natuurlik so 'n tikkie towerkrag. Nou, Seamus Smith is so 'n sproetgesig skraal ouetjie met effense bakore en hy hou 'n onwettige grys rot Frederik die Grote aan. En toe Seamus en sy ma haweloos was en hulle moes nou 'n plek kry om te bly, toe het hulle sy speurder oom het toe nou aangebied dat hulle by hom in sy woonstel kan kom bly. Maar die oom is redelik perfeksionisties en netjies, so hy en Seamus het nou al 'n paar keer kop gestaan, want Seamus is 'n tiener, so sy kamer en goed is nie netjies nie. Maar die oom het net een reël gehad, en dit is, as hulle intrek, mag hy nie in 'n kas in die kamer in die hoek krap nie. En natuurlik kan Seamus homself nie help nie, hy krap in die kas, en hy ontdek neute. En hy besluit toe maar hy gaan die kleinste neut eet, want wat is nou die ergste wat kan gebeur? En die volgende oggend toe hy nou opstaan, toe ontdek hy sy bene is weg, en deur die res van die dag is die res van hom ook besig om te verdwyn. En hy kan nie vir sy ma vertel nie, want sy het 'n belangrike werksonderhoud, en hy kan dit nie vir haar reüneer nie. En Seamus se pa is nie in die prentjie nie. En so langs die pad loop Seamus nou in heel wat dinge, en hy moet onder andere ook 'n wiskundetoets skryf, maar hy is ons deursigtig, nou hoe skryf jy 'n toets as jy nie bestaan nie? En so op hierdie manier loop hy toe nou in heel wat avonture in, en ek gaan nie te veel weggee nie, want ek dink 'n mens moet self hierdie lekker boek lees. OK, dan kan ons maar aangaan. Die Alpha van Alphaville. Goed, dis ook 'n verskriklike lekker boekie, hy het 'n lekker studiegids, dit is nogal 'n boekie wat ek dink seuns aan die lees sal kry, want ek dink alle seuns hou van karre. En die ouetjie en die Rikus in die boek moet vir die vakansie na sy oom toe gaan in Alphaville, daar gebeur niks. Dis 'n verskriklike dooie dorp. En hy kom toe nou agter daar's verskriklik baie sportkarre in hierdie dorp. En hoe meer hy daarna oplet, hoe meer sien hy dit raak. En hy ontmoet nou ook 'n seentjie wat naby sy oom bly, en hulle twee raak vriende, en hy kom toe agter maar daar is 'n kultuur van street racing, straatwedrenne in hierdie dorp, en sy oom is ook betrokke daarbey. En Rikus se pa is oorlede in 'n motorongeluk, so hy is verskriklik gekant daarteen. En op die ouend word hulle toe nou ook ingesleep hierby, en natuurlik land hulle toe nou in een van die oom se sportskarre met baie knoppietjies en goed. En hy druk toe per ongeluk ook langs die pad knoppies wat hy nie moet druk nie, en so land die twee nou op 'n verskriklike avontuur. OK, lekker studiegids, en soos ek sê, lekker temas soos onwettige straatwedrenne, vaderlose huishoudings, en perfek vir graad 4 tot 7. OK, ons kan aangaan. Goed, dis weer ek. Wat Werner doen met sy 3 miljoen. Hierdie is 'n verskriklike lekker boek, soos ek al voorheen ook genoem het. Daar's 'n leesgids beskikbaar, graad 6 tot 7 huisstal, so 'n bietjie vir die ouer leerders. En ek dink ons almal kan identifiseer met Werner. Wie van ons het nog nie die vraag gevra, wat sal jy doen as jy die lotto wen nie? Wel, dis presies die vraag wat Werner, TC en Einstein, die 3 maats, hulle self afvra in pouse. Nou soos die meeste graad 9 seuns, droom hulle oor sportmotors en privaat vliegtye. Nou vir die grap besluit die 3 om regtig lotto kaartjies te koop. Hulle vat vir oupa Ig, dis Werner se oupa wat Alzheimer het, om te gaan roomys koop, en sonder dat oupa Ig besef wat aangaan, speel hulle die lotto. Dan gebeur die onverwagte. Hulle wen 3 miljoen rand. Werner voel baie skuldig oor hoe hulle sy siek oupa misbruik het, en hulle besluit om die geld nie te eis nie. Maar dan verloor Werner se ma haar werk, oupa Ig se gesondheid begin agteruitgaan, en Werner is bang sy ma trou met die nare oom Daan. So nou begin die groot uitdaging. Sy ma groot dobbel is doodsonde, so hoe op aarde gaan hulle die geld by haar uitkry? Die boek is net vir dieselfde ouderdomsgroep en teikenmark bedoel as 'n goeie dag vir boomklim, deur Jaco Jacobs, julle ken dit dalk.
Wat hierdie boek anders maak is die verhaal vertel 'n humoristiese storie oor vriendskap waarmee almal kan identifiseer en al gewonder het. Wat sal ek doen as ek die lotto wen? Maar dis ook 'n deernisvolle verhaal oor die band tussen 'n oupa en sy kleinseun en hoe om die siekte van 'n oupa te verwerk. So A5 grootte boek, 200 bladsye, ook in sagte band. Temas soos vriendskap, familie, finansies, verantwoordelikheid, besluitneming, alles word in hierdie boek aangeraak. Dankie Ena, jy kan vir ons aangaan. Dan kom ons by Justin Fortuin, geskryf deur Theresa van Balen. Theresa het boeke in alle ouderdomsgroepe al geskryf. Hierdie een is net so 'n lekker boek, geen uitsondering nie. 144 bladsye, ook vir jou graad 6 tot 7 huistaal. Justin Fortuin het 2 boeke al. Die een is Skattejagter en die een is Seerower en daar's ook leesgids beskikbaar. Justin het glad nie lus om vir die vakansie saam met sy ma by sy tannie Mary te gaan kuier nie. En wat daarvan as tannie Mary in 'n geheimsinnige ou kasteel by die see bly? Maar hy het ander vakansieplanne gehad, so hy is glad nie opgewonde hieroor nie. Maar tannie Mary maak Justin se dag toe sy vir hom 'n pratende papegaai persent gee. Nou gou vind hy uit kaptein Kraakbeen, die papegaai, is nie sommer enige papegaai nie. En kort voor lank is hy reg in die middel van 'n opwindende avontuur vol raaisels en geheime. Spook dit dalk in kasteel Boekanier? Sal Justin en sy vriend Liam die ou skeepskaptein se skat kan vind voor die 2 skelms te doen? Nou hierdie is soos die Engelsman sê 'n regte good old fashioned seerower storie. Aksie, afwing, verbeelding. Daar's mure wat skuif, daar's skilderye wat beweeg en die papegaai praat. Dis 'n lekker boek met verteenwoordigende karakters. Alhoewel dit seunskarakters is, sal meisies dit net so baie geniet. So ja, 144 bladsye en dan temas soos raaisels, vriendskap en avontuur. Dankie Ena. En dit bring ons by die 2 grafiese romans vir die dag. Die eerste een, Hart is net atome. Dis 'n fantastiese grafiese roman deur ons geliefde jeugboekskrywer Cecilia Stein. Waar die boek gaan is, Pau is 'n Chinees-Afrikaanse meisie met 'n eystervuis, maar haar tradisionele Chinese pa keer nie sy dogter se boks goed nie. Hy sou eerder verkies dat sy meer tyd aan haar studies spandeer. Theo is Pau se aantreklike beste vriend en haar grootste ondersteuner, maar hy sit met dieselfde penarie. Hy wil 'n wetenskaplike word, maar sy ma wil hê hy moet die familie se pizza winkel oorneem. Pau het egter nog 'n probleem. Sy is stilletjies verlief op Theo. Maar hy het net oor vir Nisa. Nisa is die gewildste meisie in die skool en Nisa stem toe in om met Theo uit te gaan, maar Pau is vas oortuig Nisa doen dit eintlik net om haar ex jaloers te maak. En so begin operasie sabotasie. Natuurlik met skreeusnaakse gevolge. 'n Hart is net atome is perfek vir liefhebbers van romantiese komedie. Kyk, daar's min grafiese romans in Afrikaans beskikbaar, so lesers wat van romanse hou sal vinnig moet spring om hulle hande op hierdie unieke boek te kry. 176 bladsye, temas soos sport, toekomsdrome, jaloesie, vriendskap, liefde ensovoorts. En dan aan die regterkant het ons Verlaaste Lewe deur Fanie Viljoen. Vir die van julle wat nie geweet het nie, Fanie Viljoen en Cecilia is broer en suster. So dis lekker 2 grafiese romans hier uit dieselfde stal uit. Laaste Lewe het 96 bladsye. Die tema is ook vriendskap, stryd tussen goed en kwaad, leierskap en dan ook is hy beskikbaar in Engels as Last Time I Died. Nou hierdie epiese grafiese roman, Laaste Lewe, is gebaseer op Fanie se roman The Last Time I Died. Nou die swart kraai het Sam se pa doodgemaak en nou het hy Sam doodgemaak. Sam is egter nie dood nie. Die dood was die 6ste van sy 7 lewens en nou het hy nog 1 oorblywende lewe om weer terug te kom en die swart kraai dood te maak. Die illustrasies is deur die meesterlike kreatiewe Daniel Hugo gedoen en die lesers met 'n voorliefde vir kuns van grafiese romans en strokiesprente sal weggeblaas word deur sy besondere detail en die illustrasies op elke bladsy. So ja, ook ideaal vir trae lesers, heelwat minder teks op 'n bladsy. En daar is so baie wat jy met 'n grafiese roman in die klas kan doen.
So dan hier is iets vir seuns en vir meisies, so hou asseblief grafiese romans in gedagte, heerlik vir in die klas gebruik. Dankie Ena, dan kan jy vir ons aangaan. En daarmee kom ons so te sê by die einde van hierdie webinar. Ek wil vinnig vir julle vertel van ons kwartaal 3 bundels. Nou, ek het al menigte onderwysers na hulle parel sien gryp wanneer ons praat oor die letterkunde projek. Maar wees gerus, ons het vir julle ek gaan vir julle van hierdie 2 boeke vertel. Dit is van graad 4 tot graad 7. Ons het 'n bundel vir huistaal, ons het een vir eerste addisionele taal. So die skool vir rampspoedige talente is dan ons huistaalbundel en dan blinkertjies en pa se baard vir die eerste addisionele taal. Beide van hulle het studiegidse beskikbaar. Jy sal sien aan die regterkant is 'n voorbeeld van die studiegids. In hierdie bundels word al 4 genres bespreek wat vir die letterkunde projek behandel moet word. So ons kyk na kortverhale, volksliteratuur, poësie en drama. Goed, so al 4 genres hierin en dan 'n groot lekkerte is agter in die boek, voor in die boek is daar 'n QR-kode wat jy kan skandeer wat jou na voorlesings van die stories neem. Sommige van die stories is deur die skrywer self voorgeles, ander stories het ons mense gekry wat goed voorlees en goed voordra, so lekker vir luistervaardighede ook. Soos ek sê, van graad 4 tot graad 7, so 'n lekker ekonomiese aankoop hierdie, lekker koste-effektief, jou leerders koop dit aan in graad 4 en het hom tot in graad 7 meer as genoeg materiaal. Hierso is bekende skrywers soos ons soos Fani wat nou net gesels het, Jaco Jacobs, Wendy Martins, maar ons het ook heelwat debuutskrywers hierin. So iets vir alles, lekker vir jou kwartaal 3 letterkunde projek. En dit is die laaste boek wat ons vandag oor gaan gesels. Ek dink Hannes, ek gee sommer oor na jou, dan kan jy verder gesels. Ag, dankie Jaconet, ons het so lekker na julle geluister. Ek dink nie enigiemand wil my hoor praat nie. Dit was uitstekend. Baie dankie Jaconet en Renet. Ek dink daar's net soveel boeke wat mense opgewonde maak. Dit is moeilik om nie elke boek te sê jy moet hierdie boek koop nie, want dis regtig, ons is bevoorreg dat ons briljante skrywers het en wonderlike uitgewers wat elke jaar dit reg kry om briljante boeke uit te bring. So ons is regtig opgewonde oor al hierdie boeke. Daar is natuurlik meer as net hierdie boeke. Gaan kyk gerus na die skakel van die skoolkatalogus wat ek vir julle in die kletsboks gesit het. En dan wil ek net vinnig sê, ons het 'n bietjie is 'n bietjie laat, maar ek hoop dit was baie waardevol vir almal. Ons het nie baie vrae gehad nie. Ons het een vraag gehad, is daar enige boeke wat oulik is vir LSEN skole? So my opinie is dat baie van die boeke wat ons vandag bespreek het, hopelik kon jy sien hoe lyk die binneblaaie, jy kon luister na die storie. Ek dink dit hang af van die vlak van die skool, die leerders self. Baie van hierdie boeke word met groot sukses in LSEN skole gebruik. Ek dink byvoorbeeld aan 'n plaaslike skool naby ons. Hulle gebruik Pixel van Fanie Viljoen met baie suksesvol. Daar's ander skole wat boeke soos Kieken en Samir gebruik ensovoorts. So dis moeilik. Dink jy moet self kyk wat die vlak is van jou leerders en dan gaan kyk na die boeke. As jy 'n plaaslike agent het, vra asseblief vir 'n agent om vir jou boeke te bring. As jy nie 'n plaaslike agent het nie, gaan na 'n boekwinkel toe of vra 'n skoleboekhandelaar. Ek weet nie Jaconet of Renet of julle iets daar wil byvoeg nie. Nee, Hannes, ek stem met jou saam. Kyk, ek het ons e-posadresse daar in die kletsboksie ingesit, so julle is welkom om vir ons 'n e-pos te stuur as julle oor nog boeke wil gesels. Soos Hannes sê, ons kan gesels tot die son sak, maar ons het net soveel tyd. So voel vry om vir ons te kontak, gee vir ons julle spesifieke behoeftes, dan gesels ons bietjie, ons help graag. Ja, nee, absoluut. Ek beamoen wat Jaconet sê. Skryf hulle e-posadresse neer, kontak hulle. Dit is ook beskikbaar in die skoolkatalogus. So kontak enige van ons spanlede en ons help graag met voorstelle en dalk ander idees wat julle het vir die klas en hoe om ons boeke te gebruik.
Ek sien daar's 'n paar mense wat sê hulle gaan nou die lotto speel, sodat hulle al hierdie boeke kan koop. Ek wens julle sterkte toe, hoop julle wen daai 3 miljoen. En dan wil ek ek wil laastens sê Jaconet Renet, dit was uitstekend, baie dankie vir die lekker gesels. Ena, baie dankie dat jy alles bymekaar gehou het en die webinar gereël het, en dan vir Fani 'n baie spesiale dankie weer eens dat hy bygewoon het. Dit is so lekker om van een van ons topskrywers te hoor en opgewonde te raak oor sy nuwe boeke. Dan dankie aan almal wat bygewoon het, ons waardeer dit. Ons sien uit om te hoor wat julle terugvoer is van hierdie boeke, en as julle enige vrae het, weer eens, laat weet ons gerus. Ek hoop julle het 'n heerlike middag, lekker kos maak en eet, en ek hoop julle kwartaal gaan baie goed. Daar's 'n lekker dag.